Wat het 'n gestrande waterskilpad, veglustige leeu's en 'n knorrige seekoei in 'n gemeen? Wel, hulle is almal op veldfokus vanaand met nog 'n bietjie opwindende aksie ook by. Piero Alting het hierdie video van 'n leeu mannetjie in die Shamwari Wildreservaat ingestuur. Hulle was vroegoggend op 'n wildbesigtigingsrit toe hulle op hom afkom waar hy besig was om sy gebied te patrolleer. Nou, hierdie einste mannetjie het blykbaar 'n paar jaar vroeër op sy vorige mannetjie doodgemaak. En nou is hy terug om 'n paar hangende saakies rakende sy voorganger se spruite af te handel. Hy bekruip stilletjies die jongeling terwyl hy heel onbewus van die dreigende gevaar vasslaap. Hy storm die jong mannetjie en die is heel uit die veld geslaan. Die wyfies is egter op en wakker en kom tot die jongetjie se redding terwyl hy homself uit die voete maak. Die dominante mannetjie laat hom egter nie onderkry nie en die wyfies moet maar hulle ou voetjies lek. Die jongeling sal ook maar op sy eentjie moet regkom om ander ouer leeu mannetjies te vermy, totdat hy op sy eie gebied kan aanspraak maak. Sjoe, dis lekker aksie. Kom ons kyk gou weer daarna. Andy Smith het 'n paar gevlekte ooreile in die groot bome agter sy huis in Kenton-on-Sea ontdek. Hy het toe besluit om 'n eilkas op te sit en 18 maande nadat die volwasse voëls ingetrek het, is hy beloon daarvoor. Daar was 'n paar nuwe familielede in die nes. Nou, gevlekte ooreile kom algemeen in voorstedelike gebiede reg oor Suid-Afrika voor. Hulle pas maklik aan in hierdie eilkaste, maar maak meestal in openings op rotsagtige heuwels of sommer op die grond nes. Slegs die wyfie sit in broei op die eiers en voer ook die kleintjies, terwyl sy op haar beurt weer deur die mannetjie gevoer word. Nou, die jong eiltjies begin na so 3 weke weg beweeg van die nes en kan al na 40 dae vlieg. Andy sê egter dat hy die kleintjies gereeld vir ma en pa kom kuier het nadat hulle geleer het om te vlieg. Wat 'n voorreg om so 'n gelukkige familie sommer daar in jou tuin te kan dophou. Eddie Fourie was ook net so verstom deur hierdie lepelaars wat hy in die Marakele Nasionale Park gesien het. Nou, hulle word so genoem as gevolg van hul snavels wat soos lepels lyk en kom veral by watergatte of vloedvlaktes waar daar riete is voor. Die ronde skuif aan die punt van die bek word gebruik om deur modder te soek na klein visse en ander ongewervelde diertjies. Die lepelaar soek vir kos deur sy snavel stadig van kant tot kant te beweeg terwyl dit effens onder water is. Die langbene help natuurlik ook om te soek vir 'n prooi in water van wisselende diepte. Hulle broei in kolonies, maar buite die broeiseisoen is hulle nomadies. Daniel Maree van Port Alfred het op hierdie uitgeputte hoogseeskilpad afgekom, terwyl dit van die duine op die strand afbeweeg het en hy probeer om maar weer in die water te kry. Hy het haar spore gevolg en op 'n kol sand afgekom waar seemeeuwe duidelik haar eiers beskadig het. Nou, ons het met Dylan Bailey van Baywold in Port Elizabeth gesels om uit te vind waarom die seeskilpad so ver van haar natuurlike broeiplek in die St. Lucia omgewing was. Hy sê dat dragtige seeskilpaaie wat aan die ooskus langs terugmigreer na hul broeiplek soms nie betyds daar uitkom nie en sal dan sommer op die naaste strand al eiers lê, soms so ver suid as Port Elizabeth. Nou, gewoonlik broei die eiers nie daar uit nie, omdat die toestande daar nie ideaal daarvoor is nie. Hierdie seeskilpaaie is ook onder geweldige druk, omdat hulle eers op 20-jarige ouderdom seksueel volwasse is en baie van hul broeiplekke gaan verlore as gevolg van menslike ontwikkeling. Ons laaste inskrywing vir vanaand kom van Jared Mann van New German in KwaZulu-Natal. Hy was in die Kreer Wildtuin toe op hierdie seekoei afkom wat duidelik nie baie gelukkig was met 'n trop buffels wat by sy watergat kom water drink het nie. Nou, diere wat van water afhanklik is, kan in droë tye baie besitlik wees oor al water. Hierdie seekoei het nou al amper alles in die boek probeer
om van die buffel ontslae te raak, maar die steur hom glad nie in die seekoei nie. Hy probeer selfs die grootbek gaap, wat vir sy S-woord sou beteken, hey boetie, bly weg, maar sonder sukses. Probeer hom vierkantig in die oë te kyk en sien wat gebeur. Nee wat, dit werk ook nie. Nou maar, dan probeer ons maar die agterkant. Seekoeie swaai of wapper hulle sterte so om hulle mis te versprei om te wys dat hulle aggressief of dominant is. En wie weet, dalk ignoreer die buffalo maar net omdat sy stertjie niks meer as 'n stompie is nie, of dalk verstaan die buffel maar net nie hippotaal nie. Dis al vir vanaand, maar onthou om jou oë oop te hou vir daardie ongelooflike natuurgebeure en stuur dit gerus aan ons. E-posadres info@5050.co.za of pos dit sommer aan Veldfokus, posbus 417 Lyndhurst 2106.